Goeiedag geliefdes in die Here. Ek wil graag so 'n gedagtetjie net met u deel vandag hier die woord van die Here en dit handel oor die hele konsep van vergifnis. Vergifnis wat baie eenvoudig klink te wees, maar wat nie altyd so maklik is nie. 'n Woordjie wat 'n mens baie maklik oor die hoof sien, maar wat 'n mens nie durf om oor die hoof te sien nie, want die implikasie van vergifnis is geweldig omvangryk en baie belangrik in die kind van die Here se lewe. Ek dink u almal sal met my saamstem dat vergifnis wat ons ontvang van die Here is van kardinale belang. Sonder daardie vergifnis, sonder daardie vryspraak, sal ons moeilik deur die lewe gaan en het ons geen kans om die ewige lewe te beerwe nie. Daarom is dit belangrik en daarom is dit ook belangrik dat ons dit self moet toepas. Hoekom sê ek so? Omrede ons lees in Matteus hoofstuk 6 die Onse Vader en dan kom hy by die 12de vers. Onthou dis nou die Here Jesus wat sê so moet julle bid. Dan begin hy nou en dan kom hy by die 12de vers en hy sê en vergewe ons skulde net soos ons ook ons skuldenaars, met ander woorde hulle wat teen ons verkeerdelik gehandel het, soos wat ons hulle moet vergewe. Nou ek dink dis baie voor die hand liggend, as ek nie vergewe nie, dan kan die Here my nie vergewe nie, want ons sê self vergewe my soos wat ek vergewe. So as ek sleg vergewe, dan gaan die Here my sleg vergewe. As ek ten alle koste opreg vergewe, sal ek dieselfde behandeling van hom af ontvang. Sy woord sê dit vir ons. Jy sien, 'n vergifnis moet voluit gedoen word. As jy dit halfpad doen, dan beteken dit niks. Dan is dit so goed soos jy het nie vergewe nie. En 'n mens begin gewoonlik baie maklik om te sê ek vergewe jou. Dis die begin daarvan. Maar om dit deur te voer volgens Bybelse voorskrifte is nie altyd so eenvoudig nie. Nou, as jy kyk na die woordjie vergifnis, om so in 3 dele opbreek en jy los die laaste deel uit van vergifnis, dan bly jy oor met vergif. En dis presies wat ek en jy doen as ons nie vergifnis voluit deurvat nie. As ons nie tot op die einde toe deurgaan nie, dan vergiftig ons in werklikheid onsself. As ons mense nie vergewe wat teen ons sondig nie, dan hou ons hulle in gevangenskap. Want daar's 'n hele gevangenskap konsep wat hier ter sprake is. En om waarlik te vergewe, iemand waarlik te vergewe, is soos om 'n gevangene uit daardie gevangenskap uit vry te laat. En as jy vergifnis waarlik deurgevoer het, dan is dit soos die tronkdeure van 'n gevangenis wat oopgaan. En net om agter te kom dat jy was self daardie gevangene gewees, want deur nie te vergewe het nie, het jy jouself in gevangenskap gehou aan jou eie oortredinge, omrede die Vader jou nie kan vergewe nie. So daarom is dit baie belangrik dat die vergifnis daardeur gevoer moet word. Nou is die vraag, hoe voer ek hom reguit deur? Wat gaan dit behels om vergifnis waarlik 100% deur te voer? Eenvoudig, jy spreek die persoon vry met jou woorde. Dis die begin. Ek vergewe jou. Maar dan moet jy dit ook so ver van jou afkry, daardie oortreding, dat dit nie weer 'n impak op jou gaan hê nie. Want jy sien, 'n mens sê vir mekaar, die Here sê hy vergewe, ons moet vergewe en vergeet. Hy vergewe en vergeet. Nou die mense brein werk ongelukkig nie so nie. Daar's nie 'n knoppie wat ons kan druk en ons vergeet dit nie. Die file gaan een of ander tyd opgeroep word. En iemand gaan daarvan praat en jy gaan geherinner word aan die misdaad wat teen jou gepleeg is. Dit beteken nie as jy daaraan geherinner word en jy onthou nou weer daarvan dat jy nie vergeet het nie. Al wat dit beteken is jy moet so vergewe dat wanneer daardie misdaad weer opgehaal word en jy daaraan geherinner word, dan gaan dit jou nie meer negatief affekteer nie. Dit gaan jou nie pla nie. Jy gaan nie weer kwaad word daaroor nie. Jy gaan nie weer bitter word daaroor nie.
En hoe doen ek dit? Hoe kry ek dit reg? Volgende stap van vergifnis, en dit is kry dit so ver as moontlik van jou af verwyder. Want jy sien, hoe verder jy dit van jou af wegkry, hoe kleiner is die kans dat dit weer opgehaal gaan word. Met ander woorde, verwyder, jy moet doelbewus die omstandighede rondom dit, moet jy agter jou sit en aanbeweeg. En situasies vermy, doelbewus vermy, waar jy weer aan sulke goed geherinner kan word. Want onthou, jy het vergewe, jy moet aangaan. As dit weer opgehaal word, kan jy nie weer daar terug gaan nie, daaraan dink om jou seer te maak nie. Jy sien in Micha hoofstuk 7, sê die Here, hy werp ons of ons skulde, ons oortredinge in die dieptes van die see. Dit gaan nie weer daar uitgehaal word nie. Jy sien, dis hier waar die deel moeilik begin raak, maar nie onmoontlik nie, net moeilik. As ons kyk byvoorbeeld na die aardbol, as jy jouself so denkbeeldige prentjie kan voorstel, en as ek op die Noordpool staan, reg op die Noordpool staan, en ek stap reguit aan suid. As jy op die Noordpool staan, kan jy net suid stap. En jy hou reguit aan stap suid, met ander woorde. Dan gaan jy op 'n kol kom waar jy by die suidpool kom. En as jy sou nog steeds reguit aanhou met stap, dan gaan jy weer begin noord stap, tot jy weer by die Noordpool kom, en dan gaan jy weer begin suid stap. En die rede daarvoor is want daar's 'n Noordpool en daar's 'n Suidpool. Maar kom ons sê jy staan op die ewenaar en jy stap in 'n westelike rigting. En jy hou aan met stap. Jy gaan aanhou stap en aanhou stap en aanhou stap. Jy gaan nooit op 'n punt kom waar jy skielik gaan begin oos stap as jy nog verder stap nie. Jy gaan die heeltyd oos of wes bly stap. As jy sou wou oos stap, moet jy 180 grade omdraai en dan weer anders stap, en dan gaan presies dieselfde gebeur. Jy gaan nooit ophou oos stap nie. En die rede daarvoor is omdat daar nie 'n wespool en 'n oospool is nie. Nou kom die woord van die Here in Psalm 103 vers 12, en hy sê dat hy verwyder ons oortredinge van ons so ver as wat die ooste verwyder is van die weste. Hoe ver is die ooste van die weste verwyder? Oneindig ver. Daar is nie 'n wespool en 'n oospool nie. So jy kan maar stap en stap en stap, jy sal nooit daai punt kan bereik waar jy sê nou het ek ver wes gestap as wat ek kan stap nie. Hy vergewe ons so. Matteus 6, onse Vader sê, dis hoe ons ook moet vergewe. So, geliefde luisteraar, hierdie is in beginsel nie 'n baie maklike taak om reguit te voer nie. Maar dis moontlik, soos ek gesê het, en die enigste manier hoe dit moontlik is om die Heilige Gees te vra om jou te help. Wanneer iemand geoortree het, spreek die persoon vry. Vergewe die persoon en sê, Here, ek kies met my wil om hierdie persoon te vergewe. Ek kies dit, omdat ek nie dalk noodwendig so voel nie, maar ek kies dit om dit te doen, omdat ek U gehoorsaam wil wees. En U sê, ek moet hulle vergewe. Nou spreek ek hulle vry en ek vergewe hulle. Maar Here, ek vra dat U my gaan help, dat ek dit so ver van my kan verwyder, dat indien iemand ooit dit weer sou ophaal, sal dit my nie pla nie. Want net dinge wat naby aan my is, wat ek naby aan my hart koester, pla my. Dinge wat ver van my af is, pla my glad nie. Daarom is dit so belangrik dat ons hierdie goed so ver as moontlik van ons wil wegkry. Geliefdes, ek hoop dat u vind aanklank hierby. Mag die Here ons almal help om hierdie beginsel van vergifnis toe te pas, reg toe te pas en voluit te doen, sodat ons onsself nie vergif in dieselfde proses nie. Kom ons laat daai tronkdeure oopswaai en kom ons stap uit die tronk uit, deurdat ons die vergifnis daar doen. Mag die Here u ryklik seën. Amen.